Goeiemôre geloofsgemeenskap, dit is vandag Dinsdag die 27ste Mei 2025. En hierdie week lees ons uit die eerste hoofstuk van die boek Handelinge. Vanoggend graag vers 6 tot by vers 8, hoewel ons weer na vers 8 gaan kyk, en ek wil dit graag so saam met u lees. Toe hulle weer een keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Hy het hulle geantwoord, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet wat die Vader in sy eie mag bepaal het nie. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en in Samaria en tot in die uithoeke van die wêreld. Nou as ons hierdie gedeelte lees van vers 6 af, kan ons nie anders as om net so 'n stukkie terug te gryp na vers 3 toe nie. Daar staan, na sy dood het hy aan hulle met baie onbetwisbare bewyse ook getoon dat hy lewe. En dan, in die loop van 40 dae het hy by verskeie geleenthede aan hulle verskyn en met hulle oor die dinge van die koninkryk van God gepraat. Nou, afgesien van die inhoud, het Christus oortuigende bewyse gelewer dat hy lewe. Hy het gevra dat hulle aan hom raak. Hy het self saam met hulle geëet. En hy het oor 'n tydperk van 40 dae aan hulle verskyn en met hulle gepraat. Waaroor? Oor die koninkryk. Al hierdie dinge het hulle verder oortuig dat hy werklik lewe. En nou sou ons kon sê dat die verskynings 'n oproep was om hulle uit te daag oor die komende koninkryk eerder as om hulle bloot net te wou troos. Nou, as ons kyk in die evangelies oor hoeveel keer en wanneer Jesus oor die koninkryk praat, dan is dit baie interessant. Hy het oor die koninkryk die volgende gesê, Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus begin preek, bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Sy gebed was vir die koninkryk, u koninkryk kom, laat u wil geskied, Matteus 6 vers 10. Dan het hy in die bergpredikasie oor die waardes van die koninkryk vir hulle geleer, Matteus 5 tot by hoofstuk 7. En in Matteus 6 vers 33 het hy die disippels opgeroep om eers sy koninkryk en sy geregtigheid te soek en al hierdie dinge sal ook aan julle gegee word. Daar is ten minste 116 verwysings na die koninkryk in die evangelies. Die koninkryk was sy primêre fokus, selfs na sy opstanding. En dit laat dan een van die disippels vra, Here, gaan u in hierdie tyd die koninkryk vir Israel herstel? Dit wat ons dan nou sopas hier gelees het, in vers 6. Here, is dit nou die tyd dat u die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Steeds bly hierdie disippels vra of Jesus se koms, Jesus se hier wees, nie iets te doen sou kon hê, 'n moontlikheid, dat hy die Romeinse juk kon afgooi en weer Israel kon herstel soos van ouds nie. Terwyl hulle nie regtig verstaan hoe groot en wyd en magtig sy koninkryk kan wees nie. En hoewel vers 8 van hoofstuk 1 baie meer te sê het, eintlik, as wat ons sou dink oor die koninkryk, bedoelende ons kyk altyd daarna oor die krag van die Heilige Gees waaroor ons weer sal gesels, maar interessant, hoe Jesus dit eintlik hier vir hulle duidelik maak, as hy sê, julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea, en in Samaria, en tot in die uithoeke van die wêreld. En op daardie oomblik is sy koninkryk ver by verre wyer en groter as wat hulle ooit sou kon dink. En hier woon ons in die verre Suid-Afrika daarvandaan, en ons is deel van sy koninkryk. Hoe werk dit met sy koninkryk?
Sy koninkryk word gevestig daar waar jy hom toelaat om koning te wees. Daar waar jy eintlik vir mense van Jesus as jou koning vertel en waar jy hom as koning voorhou. En daarom mag ons doelbewus stappe doen om sy koninkryk en sy geregtigheid te soek. Laat dit ook steeds ons gebed wees, elke dag. Laat u koninkryk kom, laat u wil geskied, tot in die uithoeke van die wêreld. Here Jesus, mag ons u getuies wees, en u koninkryk, waarvan u so baie gepraat het, werklik laat kom. Amen.